Welkom terug. En ja, soos gesê, ons gaan 'n bietjie vanmiddag oor 'n paar dinge gesels en ek gaan nou begin oor die AHI se jaarkongres of se webinar natuurlik wat verlede week aan Vrydag aangebied was. Ek hoop jy het ingeskakel want daar was baie opwindende goed wat gedeel is. En die hoogtepunt natuurlik was die toekenning van die 6 kategorieë van wenners wat die AHI hierdie jaar natuurlik toegeken het. En dis altyd so hartseer om te sien dat daar 'n wenner moet wees en ook verloders. En ek weet nie hoe kan ons daai verloders noem nie, want 'n entrepreneur, 'n klein besigheid kan nooit 'n verloder wees nie. Nooit. Ek meen enige poging om besigheid te begin om jouself natuurlik volhoubaar met 'n besigheid te kan kry is absoluut 'n wen. Ek meen die land het entrepreneurs nodig. So ons moes inderwaarheid vir al die finaliste moes ons wenners gemaak het. So kom ons begin net daarmee om te sê dat hier is glad nie verloders nie, maar die wat presteer het in hulle kategorieë het die erkenning gekry en ek gaan vanmiddag net vinnig daardie hardloop en dan net op vir sê watter kategorie het hulle gewen. Die AHI het hierdie jaar besluit in 2021 dat ons bietjie wil kyk na landbou ook, want landbou en besigheid is absoluut afhanklik van mekaar, waar die produk van die plaas af, of dit nou groente, of dit nou graan is, of dit nou vee is, daai produk moet tog in die ekonomie verkoop word en landbou is deel van die ekonomie. So die plaaslike ekonomie in die dorp, maar ook 'n streek in die landsekonomie. So ook word die produkte natuurlik uitgevoer na buite toe. So landbou niks anders as ekonomiese aktiwiteit nie. En hierdie jaar het ons gekyk na 'n nuwe kategorie, beginner klein boer of klein boer van die jaar. En daar was natuurlik 3 finaliste aangewys en ek moet dalk net sê hoe is die beoordeling gedoen. Daar was 'n paneel van die AHI kundiges wat die aansoeke beoordeel het en hulle het die top 3 aangewys op grond van hulle beoordeling. Volgende faset was dat ons het dan ook die video's in die top 3 op die sosiale media platforms geplaas en ons het gevra die mense moet stem vir hulle gunsteling. Nou hierdie stem het baie van die goed omgekrap. Waar die beoordelaars 'n wenner aangewys het, was dit nie noodwendig om te sê dat die stemme wat ingekry is vir 'n besigheid het dit omgedraai nie. In baie van die gevalle het die stemme dit wel omgedraai. Dit wat die beoordelaars gesê het, hulle het sien as die wenners. En dit is nog belangrik, jy weet, in die besigheidswêreld, laat jy as besigheid moet mense hê wat jou volg. Jy moet kliënte hê wat jou volg. En dit was juist die doel van die AHI om seker te maak daardie besighede wat uitmuntende diens verrig. Hulle kliënte moes natuurlik vir ondersteun het. So ook die sakekamers. Daardie sakekamers en hulle lede wat natuurlik 'n ekonomie van 'n dorp aan mekaar hou, moes mekaar gedra deur die proses. En duidelik het dit gebeur dat die stem het op die einde van die dag die wenner bepaal. Die tellings is by mekaar getel, die beoordelaars van 50% se punt is bygetel by die stemme se persentasiepunt wat hulle gekry het en die totale punt natuurlik is dan die wenners wat aangekondig was of nie. Nou ja, toe die klein boer van die jaar se 3 topfinaliste, al 3 daar uit die Kaap uit, Sinathemba Botha, sy het 'n pragtige 2.3 hektar groenteplaas daar in die Mamasbury distrik en sy het 'n klompie mense wat vir haar werk en sy gee haar reeds vir 25 afsetpunte klein winkels verskaf sy groente. Pragtige projek, pragtige dame. Dan het ons Jo Andre Gregory gehad en ja, sy het natuurlik, ek dink is daar rondom Durbanville en daai koers rond, het sy groenteboerdery waar sy dag uit kykens en ook geslagte hoenders en goed verhandel en ek dink die getal wat sy van gepraat het was so 11.000 per dag. Ook 'n baie goeie mentor vir opkomende kleinboere en sy was absoluut 'n gunsteling om hierdie trofee natuurlik te kry. En dan die derde een van die finaliste was Byron Boysen. En Byron Boysen op sy dokumente is aangetoon, hy het deelgeneem aan die boer soek 'n vrou op 'n stadium. So ek weet nie of hy baie gunsteling gehad het onder die vrouens wat vir hom gestem het nie, maar op 'n einde van die dag en hy het ook 'n hidroponiese tonnels wat hy natuurlik groente en kweek en ook baie goed vaar. Maar die stemme van die beoordelaars en u stemme is bymekaar getel en die wenner van die kleinboer van die jaar is Byron Boysen aangekondig. Wel gedaan Byron, jy is 'n volwaardige wenner in die kleinboer kategorie. Dan het ons natuurlik gekyk na die volgende kategorie, ook 'n nuwe kategorie die jaar. Ons vir die gasvryheidsbedryf het geweldig swaar gekry en kry nog steeds swaar.
En ons hoop pragtig waar Desember wat om die draai is, oor 'n paar weke, en ek sien al reeds op die paaie, kom die motors met die karavane in, daar's al reeds so 'n bietjie van 'n vakansiegevoel wat ons kry, mense wil gaan beplan vir vakansie. Ek hoop pragtig waar reg oor die Weskaap, reg oor die land, kan hierdie sektor 'n normale ekonomiese jaar hê, en ek bid eintlik werklik vir 'n abnormale ekonomiese jaar, om net hierdie agterstande wat opgebou is vanaf 2009 tot nou toe in 'n mate in te haal. Dit gaan moeilik wees, maar ten minste kan ons verseker dat ons groei kan kry, en ons kan seker maak die personeel kan behoue word en nie verdere afdankings in daardie sektor kan sien nie. Nou die mees innoverende gasvryheidsbedryf besigheid van die jaar, wat innovasie getoon het, om in hierdie COVID-tyd nog steeds aan die gang te kan bly, nuwe gedagtes en nuwe denke uitgebring het, se top 3 finaliste wat die AI boodelaars aangewys het, was natuurlik Alida Prinsloo van Coffee and Cream, en dit was van Sterre Hemel, Renée Haarhoff, haar besigheid, en natuurlik Thelma Oosthuizen en Deidre Serfontein met die besigheid Allegaartjie, dis die ma en die familie kombinasie in Allegaartjie, en ja, die stemme het gepraat, baie na mekaar, hierdie 3 finaliste, maar die wenner in die kategorie mees innoverende gasvryheidsbesigheid vir die jaar 2021 was inderdaad Allegaartjie. Baie geluk Allegaartjie met julle toekenning, ook daar van Stilbaai se kant rond. Dan die derde kategorie was natuurlik ook in die verlede gewees, die beginner klein besigheid van die jaar, as jy in die COVID-tyd 'n klein besigheid begin het, en natuurlik handel gedryf het, en vir ons gewys het dat innovasie vir belangrik was om uit die boks te dink, want glo my, daar was en daar is nog steeds baie geleenthede in die mark nou, vir besighede was noodgedwonge moes sluit as gevolg van COVID, is daar baie geleenthede, maar ons sal moet innoverend dink oor hoe gaan ons hierdie geleenthede ontvorm, om daardeur 'n volhoubare besigheid te vestig. Dit gaan nie so maklik soos in die verlede wees nie. Nou die klein besigheid van die jaar, die beginner klein besigheid van die jaar, top 3 finaliste, was Karl van Blerk. Hy is daar van die Stellenbosch area met Parkshed Technologies. Hy het 'n parkeerarea, en as jy 'n motor wil gaan parkeer, dan bel jy vir hom, hy kom haal jou motor, hy gaan parkeer jou motor veilig in die area, en as jy weer 'n motor soek, dan gaan haal hy hom en bring jy hom terug na waar jy op baie stadium is. Ons sien dit al hoe meer en meer gebeur. Ons sien dit ook deesdae op die lughawens gebeur, waar jy eenvoudig net inkom by die ontvangsaal, met parkeer, motor los, die persoon vat jou voertuig, en hy bær hom veilig, en hy bring hom vir jou weer, die oomblik wat jy aankom op die lughawe. Dan het ons vir Johannie Vermeulen van Biltong, Basil en Biltong, die kombinasie Basil, natuurlik 'n slaai en Biltong, en ja, ook in COVID-tyd, nadat hulle werkinkomste verloor het hulle besluit om 'n besigheid te begin, en is natuurlik die kwekery, en baie uitgebrei, en daardeur ook gesê, maar ek meen, ons moet bietjie iets bybring, ons moet bietjie Biltong bybring, en Biltong gemaak, en natuurlik die besigheid baie sterk uit niks het gegroei, tot natuurlik waar hulle vandag is. En dan die laaste een van die top 3 in daai kategorie was Marley van der Merwe van Lees Lisa, daar in Klein Willem se area rond, baie goeie kompeterende aansoek wat ons ontvang het. Nou Marley het spesifiek gegaan en kinderboeke geskryf, waar daar gebreke by kinders is, het hierdie boeke gehelp met die opvoeding van die kinders, en besonderse dame, besonderse produk wat sy na vore gebring het, maar weer eens, die stemme het anders te bepaal, maar die wenner van die beginner klein besigheid van die jaar, kombinasie van die boodelaars en die stemme, was Basil en Biltong, daar in Stilbaai, weer in Stilbaai, baie geluk aan Johannie Vermeulen van Basil en Biltong, as die beginner klein besigheid van die jaar 2021. Goed, dan die tweede laaste kategorie wat daar was, is natuurlik die klein besigheid van die jaar, altyd 'n baie goeie toekenning as entrepreneur, klein besigheid van die jaar, weer top 3 finaliste aangewys deur die AI paneel, en die name is Jacques Jeffer van KK Kliniek, weer eens daar van Stilbaai, Lambert Hendrik Maat, hier in ons area, LHM Couriers. Lambert is 'n baie oulike entrepreneur, dinamiese mens, dinamiese jong leier, en sy naam is op die top 3 daar in Tyndale, en dan Susan Venter van SM Agricultural and Town Planning
was die ander finalis in die kategorie. Die stemme is uitgebring en die stelling of die aanlyn telling het bepaal wie se wenner. In hierdie geval was dit Jacques Jefer van KK Kliniek, ook daar in Stilbaai. Jy kan sien Stilbaai nou waar reeds 2 of 3 toekennings ontvang. Goed, dan die groot toekenning van die jaar is natuurlik die Sakekamer van die jaar en daar het die AAI hierdie jaar niks minder as 8 Sakekamers gekry wat ingeskryf het en wat 'n prestasie. En die AAI is baie opgewonde oor die geweldige werk en die insette wat Sakekamers die afgelope jaar getoon het met die baie moeilike COVID-tyd. Ons moet onthou, vanaf 25 Maart 2020 met die president se aankondiging regdeur was Sakekamers nie by magte om enige netwerkgeleenthede aan te bied nie. Dis nou eers maar dat dit toegelaat word in die vlak 1 hierna 'n derde vlag. En moes daar ander maniere gevind word om natuurlik met hulle besighede te kommunikeer, aanlyn kommunikeer. Natuurlik weet ons dit was chaos daar by die kant, die regering met die staatskoerant implementering of die verstaan van die staatskoerant in terme van verskillende vlakke was baie moeilik. En selfs die wettoepassers het dit glad nie verstaan nie. Dit wat in die koerant gestaan het en dit wat die wettoepassers gedoen het was 2 goed. Vra my want ek was betrokke by sulke gesprekke. En daar het die Sakekamers uitnemende werk gedoen om hulle klein besighede by te staan deur die uiters moeilike tyd. En natuurlik die 8 wat daar was, het gesê die top 3 is gekies, die top 3 finaliste is gekies deur die AAI. En bo op die lysie was Stilbaai Sakekamers. Hulle is was natuurlik ook die wenners van 2019, die Sakekamer van die jaar. 2020 was daar nie 'n toekenning nie as gevolg van COVID. En dan die tweede finalis was Ceres Besigheidsinisiatief. Daar op Ceres doen baie goeie werk in daai area. Daar in die hele Witzenberg omgewing doen hulle baie goeie werk. En die derde finalis wat deurgekom het was natuurlik die George Business Chamber, George Sakekamer, as een van die top 3 finaliste. Nou, die tellings het gepraat en die wenner van 2021 aangekondig met die paneel en ook die stemming aangebring, was natuurlik Stilbaai Sakekamer, waar die trofee nou vir die tweede keer agtereenvolgend wen, 2019, 2020 nie trofee uitgewees nie, en hulle name is al reeds op die trofee geskryf vir 2021. Wel gedaan Stilbaai Sakekamer, wel gedaan ook vir julle pogings om julle besighede by te staan en die enorme werk wat julle in Stilbaai doen. Ek is opgewonde om te hoor wat in Stilbaai aangaan met die ekonomie, maar ek is meer opgewonde oor die feit dat Stilbaai en sy plaaslike Esekwa regering munisipaliteit so goed saamwerk. Het is enorm om te sien wat 'n samewerking daar is tussen die ekonomiese ontwikkeling binne in die munisipaliteit en dit wat in die Sakekamer gebeur. Wel gedaan in die kombinasie ook tussen die munisipaliteit en Sakekamer en hoe julle besighede bystaan of bygestaan het ook in die jaar. Ons gaan binnekort vir julle kom kuier, die trofees oorhandig en ook dan die bladskut om geluk te wens met hierdie absolute toekenning. En dan ten laastens hierdie AAI ook besluit dat ons gaan hierdie jaar 'n spesiale direkteurstoekenning toeken vir Sakekamers wat hierdie jaar uitermate presteer het. En die AAI het besluit dat hierdie toekenning gaan aan die Greater Knysna Business Chamber. Hulle het in die COVID-tyd begin met 'n Sakekamer en absoluut van krag tot krag gegaan om seker te maak dat hulle volwaardige Sakekamer is en hulle het die ander Sakekamers wat al jare bestaan 'n baie goeie hou gegee. So wel gedaan Knysna. Ons kom binnekort vir julle kuier en ook julle trofee oorhandig. So dis die AAI en daar's ook melding gemaak van die AAI se platform gaan deur gerus by die myahi.co.za. Gaan soek ons op, gaan kyk oor al die fasette en dienste wat die AAI nou vir julle beskikbaar stel en teken aan. Jy het niks om te verloor nie, het wel baie om te wen.